En vanmôre is my gebed vir elke kosbare mens, is dat deur die werking van u goddelike Heilige Gees, ons gees, God se gees sal ontmoet, dat ons sal weet en u ken, Christus in die krag, in u krag, in u krag en u opstaan. Want Paulus sê, hierdie evangelie is nie woorde nie, is die krag van God. En hoekom sal ons anderster glo as ons net mooi woordjies wil hoor? Maar ons glo God, dat hy die waarmaker is van sy woord. En ek bid vanmôre dat die heiligheid van die Here sal neerreën op die kinders, dat ons sal afgesonderd raak en sal wees die produk wat God wil hê ons moet wees. Dankie vir dit, Vader, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Glorie, God is goed. Baie dankie. Ek dink ons musiekspan het goed gedoen. Glorie. Eer die Here. Vandag net die gebeure, Amerika, groot stories aan die gang, skepe wat hulle onderskep. Die wêreld is totaal onstabiel. Ek sien Trump het ook nou 500% belasting by India opgesit. Nou is groot speletjie aan die gang nou oor die geld, die olie en al hierdie goeders. So is ding aan die gebeur, groot ding wat ek nogal oorwonder. Iran is so totaal onstabiel, die hele Iran. En ek het 'n vermoede, Amerika het hom onstabiel gemaak om die land binnekant onstabiel te kry, dat daar nie gefokus word op die kern nie. Want ek sien daai groot kop van hulle wil nou vlug. En daar's gewellige opstande in Iran. En ja, hier by ons gaan dit nie vreeslik baie beter nie. Hierso was nou 'n paar BRICS-lande se skepe in Simonstad. Dis nogal 'n sirkus om te sien die bootjie wat ons daar het. Lyk soos 'n Donald Duck bootjie. En natuurlik het hulle nou begin dreig, hulle gaan die ambassades toemaak van die FSA in ons land. Hulle het begin in die Kaap blykbaar. Die brande, groot rampe daar van Mosselbaai tot Humansdorp. Die European Commission, EU het ingegryp. Hulle wil nou baie dinge sterk doen. Musk het gister 'n ding vrygelaat. Hy sê hy gaan nie Starlink vir Suid-Afrika gee nie, want Musk is nie BEE geregistreer. Hy klap hierdie ons op hulle eie goed. Baie interessant, ons gaan nou kyk of hierdie ouens vir hom dalk BEE gaan gee. Alright, dis maar so tong in die kies. AI sê by 2030 gaan daar geen smartphones meer wees. Die chip gaan ingeplant wees ergens in jou liggaam. Al jou data gaan daar wees. So ons is op pad soontoe baie vinnig. En Jesus sê, dis die begin van die geboortepyn. So ons moet baie excited wees. Ek nou vanmôre my ondervinding gehad het, sê ek, Here, is okay, maar is nie okay. Ek het nog werk hier om te doen. Doen dit asseblief na kerk. Vreeslik vreemd, want ek het 'n boodskap wat ek wil uitdra vanmôre. Ander interessante ding wat ek gisterand gesien het, die Doomsday vliegtuig van die president van Amerika is gereed. Hulle het hom geoefen. Dink maar vir jouself, wat beteken Doomsday? Onthou, hy wil Groenland ook koop, en Groenland is die plek waar hulle al die bunkers het. Vanmôre wil ek praat, verstaan jy die geeswêreld? Ek dink ons probleem is vandag, ons het gemaklik geraak, en die kerk het kerk geword, en ons het nie meer 'n godsbesef van wat die Heilige Gees doen, of veronderstel is om te doen nie. En Spreuke 30 vers 11, hy sê 'n baie interessante ding. Daar is 'n geslag wat sy vader vervloek en sy moeder nie seën nie. 'n Geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy veiligheid nie gewas is nie. 'n Geslag, hoe trots is sy oë en hoe hoog is sy ooglede opgetrek. 'n Geslag waarvan die tande swaarde is,
waarvan die gebid messe is, om die ellendiges uit die land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom uit. Nou, liefie, ek wil jy moet vir my teruggaan na vers 11 toe. Ek wil hierdie goeters vinnig behandel. Vanmôre wil ek met jou praat oor, hieruit kom 4 temperamente voort. En onthou, ons praat oor die seisoen, en jou temperament gaan bepaal watter seisoen jy is. Jou temperament gaan bepaal of jy in 'n seisoen gaan bly, en of jy in jou seisoen van oorwinning gaan kom. So 4 seisoene, 4 temperamente, is in elke mens, en die 4 word hier in Spreuke 30 vir ons baie mooi uitgelig. So die vraag vanmôre, die temperament wat in jou is, jy moenie so baie tevrede daarmee wees nie, God moet. Alright, so vers 11 sê, ek gaan julle skok nou. Daar's 'n geslag wat sy vader vervloek en sy moeder nie seën nie. Ons leef in die geslag. Ons leef in hierdie geslag wat daar soveel verwydering kom tussen ouers en kinders. Ek praat nie net in Suid-Afrika nie, ek praat van wêreldwyd. Wie dink julle is besig om al hierdie opstande oor die hele wêreld te doen? Dis jong mense, en dis presies wat hulle doen. Dis 'n geslag, ons is in hom. Vers 12 sê, 'n geslag, hoe trots is sy oë. Alright, so die eerste geslag is rebels. 'n geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy veiligheid nie gewas is nie, is die geslag van selfregverdiging. Hulle gaan niks verkeerd doen nie. Jy gaan vir hulle niks vertel nie. Met ander woorde, hulle is so vol van hulle self, dat dit self-righteous. Met ander woorde, wat ek doen, staan jou nie aan nie. En ek sal doen wat ek doen. En dan gaan julle skok nou. Want hierdie 4 temperamente bring ons by 'n baie belangrike ding uit, waarmee ons op hierdie stadium baie werk. 13 sê, 'n geslag, hoe trots is sy oë, hoog is sy ooglede opgetrek, hoogmoed. Die hele wêreld is vol hoogmoed. Jy gaan my niks vertel nie, jy gaan my niks sê nie, ek doen dit my manier. En dan 14 kom hy, en hy sê vir ons daar, 'n geslag waarvan die tande swaard is, waarvan die gebit mes is, om die ellendiges uit die land te verteer, die behoeftiges onder die mensdom uit. Haat en aggressie. Ons sien dit oor die hele wêreld. En het jy vanmôre geweet, dat die woorde wat uit jou mond uitgaan, is skerp swaarde. En let jy op wat jy praat. Let jy op wanneer jy 'n ou sleg sê. Let jy op as jy negatief is. Let jy op as jy in jou hart 'n ding teen iemand spreek. Daar's engele vanmôre wat daai swaarde wegkap en vir jou sê, nee, hierdie gemors gaan nie na kind van God nie. Maar weet jy wat, dit hoort ook nie in jou as kind van God. So wat uit jou mond uitkom, is veronderstel om God te verheerlik. Ons kan sing, Holy are you Lord God Almighty. Maar as hierdie swart, vuil, smerig, bitter, vol kwaad is, vol onvergewensgesindheid is, kan jy God nie loof en prys. Dis onmoontlik. Jy kan nie. Jakobus sê dit baie duidelik vir ons uit die woord van die Here. Maar nou wil ek gou vir jou sê, almal word gebore met 1 of al 4 hierdie temperamente. Almal van ons. En nou gaan ek jou skop. Een uit elke 4 mense op aarde is narciste. As jy nie weet wat 'n narcis is, gaan Google. As jy wil weet wat 'n narcis, vat Spreuke 30, daai 4 verse. Daar's 'n narcis by mekaar. Hulle doen al hierdie goed. En hulle kies om dit te doen. Dis 'n keuse. Die grootste probleem vandag, ek weet nie of dit 1 uit 4 is nie, is dalk 1 uit 2. Hulle staan al hoe meer op en die wêreld raak al hoe meer 'n groter gemors. Onthou bietjie wat skryf Paulus in Romeine 7 vers 18. Ek weet, hoor wat sê Paulus. Ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie.
Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit doen ek nie. Het jy so stryd? Ek sit niks by die verkeerde lot, hier sit klomp heiliges. As jy skinder, doen jy, ek hoop nie wat jy wil doen. Ek hoop jy voel soos 'n slang in 'n adder as jy klaar geskinder. En ek hoop jy bekeer jou van dit. En ek hoop jy sê vir God, ek is so jammer. Help my om nooit weer te skinder. Vers 20. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon. Alright. Dis met ander woorde 'n vloek. Ons is almal gebore in sonde. Almal. Die dag toe jy gebore is, toe's daar 'n engel en 'n demoon. Glo my of glo jy nie wil nie. Daar's een wat jy op die pad wil kry, daar's een wat jy van die pad wil afkry. En hoe verder jy hom gaan toelaat die duiwel in jou lewe, hoe groter word die kans dat jy narcis kan wees. As jy hierdie goed nie gaan aanspreek in jou lewe nie. Daarom moet jy wedergebore word. Jy moet Jesus innooi in jou lewe. Jy moet gedoop word. Jy moet gevul word met die Heilige Gees. Jy moet afsonder om die stem van die Heilige Gees te hoor. Paulus praat hier. Sy persoon wat hy hiervan praat, is die ek persoon. Hy praat nie vir ander mense nie. Hy sê ek. Wanneer ek dit doen, nie wanneer Jannie dit doen, kan ek my vinger uitsteek en sê, kyk wat doen Jannie nie, die Bybel sê wat jy hom van beskuldig, is jouself van skuldig. Die swaard wat uit jou mond uitkom, gaan bepaal wat jou oordeel gaan wees as jy voor God staan. Hy gaan of vir jou sê, welkom, goed gedaan, of hy gaan vir jou sê, gaan weg, jou nooit geken nie. Klaar, dis die fyn lyn wat daar vir ons is. Met ander woorde, Paulus se totale gees, siel en menswees was by sy wil. En let op, ouens, by elkeen van ons wat vandag hier is, wat hierdie boodskap hoor, daar's 6 mense betrokke. Kyk alweer 6, typies mens. Die getal van die mense 6. Daar's 6 mense betrokke in elkeen van ons se lewens. Wat 'n impak en 'n invloed op jou lewe het. Dis jou pa. Dis jou ma. Dis jou pa se pa, dis jou oupa. Dis jou ma, se ouma. Dis jou skoonsis of jou vrou se pa en haar ma. Dis jou kleinkinders se oupas. Daar's 6 mense betrokke. En weet jy wat gebeur? Die gene hardloop. Hierdie gene hardloop deur die geslagte. Of julle nou verskriklike mooi getuienis vertel. So hierdie gene hardloop in jou geslagte en hulle het almal 'n invloed op jou lewe. So nou kom ek en ek sê byvoorbeeld Robert sê hy kan nie gitaar speel nie, maar sy pa was 'n briljante gitaarspeler. Ek dink Daniel het so geval. Daniel kan nie 'n noot lees. Maar sy familie is van die beste musikante. Dis in die gene. Maar gaan net onthou wat ek vir jou probeer wil sê vanmôre. Dis in die geen, jy het dalk nie die gawe nie, maar daai gawe is daar. En dalk Dani se kind kan musiek speel, dit het Dani gespring. So, die invloed van die 6 geslagte, maar nou gaan ons verder, want jou oupa grootjie en jou oeroupa en. Dis alles deel van jou en my temperament vanmôre. Daar's 'n ander woord, maar ek wil die temperament gebruik, dis makliker om te verstaan. Met ander woorde, ek is soos ek gemaak en soos ek gelaat staan. En jy sê vir God, los my uit. God sê, ja, jy's in sonde gebore, maar jy moet by my uitkom. Dis jou keuse. En as jy kies om te bly soos jy is jy deel van Spreuke 30 se rebelle. Psalm 58 vers 1. Ek wil dit gou uitlig. Vir die musiekleier op die wysie van moenie verwoes nie,
van Dawid 'n gedig. Hoor julle wat sê vers 2? Spreek julle waarlik geregtigheid, o gode? Oordeel julle die mense kinders regverdig? Kan ek gou iets uitlig? Is daar nie gesê ons is gode nie in die Bybel? Het staan in my Bybel. Nie God nie, gode. OK? Nou vra hy die vraag. Spreek julle waarlik geregtigheid? Oordeel julle die mense kinders regverdig? Ja, julle bedryf ongeregtighede in die hart. Julle weeg op aarde die geweld van julle hande af. Dis nie meer daar ver nie, dis in jou eie hart vanmôre. Maar hier kom 'n voorwaarde. Afvallig, hoor wat sê hy, is die goddelose mense van die geboorte af. Die leenssprekers dwaal van die moederskoot af. Jy is so gebore. En jy sit en kry jouself jammer oor jou kinderjare. Ja, maar jy weet, ek was in 'n weeshuis. So flipping what? Dit het my sterk. Hoor wat sê hy? Hulle het gif, soos die gif van 'n slang, soos 'n dowe adder, wat sy oor toestop. Met wie praat hy, ouens? Die kerk. Bybel is vir die kerk geskryf. OK? Wat nie luister na die stem van die besweerders, van hom wat ervaar is met towerspreuke om te gaan nie. O God, verbreek hulle tande in hulle mond, slaan die tande van die jong leeu's uit, o Here. Laat hulle vergaan soos water wat wegloop. As hy sy pyle rig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het. Laat hulle wees, hoor wat sê, soos 'n slak wat wegsmelt, so ver as hy loop, soos 'n misgeboorte wat die son nie gesien het nie. Voordat julle die potte, die doringtak gewaar word, sal hy, God, dit wegstorm, die rou vleis sowel as die vuurgloed. Sterk woorde. Ons is so gebore. Maar daar kom 'n dag wat ek vir God sê, ek hou nie van hierdie. Daar's mense wat so gebore is, wat Christus nooit aanneem. Daar's mense in die kerk wat sê, ek het hom aangeneem. En ek het die sondaarsgebed gedoen, en nou is ek op pad hemel toe. Nee, dit wil die Bybel my leer nie. Jy's met 'n doel op hierdie aarde, jy's nie hier op 'n syftrein hemel toe nie. Jy's hier om deur die ongemak te gaan, deur die pyn te gaan, deur die stryd te gaan, saam met Christus. Jy's hier om 'n getuienis uit te dra. Jy's hier om te weet, God is in beheer, jy's hier om dit te verklaar. Hy sê in vers 11, hoor wat sê hy? Die regverdige sal bly wees as hy die wraak sien. En dan vers 12, is daar 'n vers 12. Dit lyk nie so. Dan moet 'n vers 12. Kan ek gou my Bybel kry? En die mense sal sê gewis, daar is 'n vrug, hoor wat sê hy, daar's 'n vrug vir die regverdige. Gewis, daar is 'n God wat op die aarde oordeel. Dan kan ek en jy begin vrug dra. As ons hierdie dinge bely en laat staan het, wat my bring by 'n gewellige groot getuienis. Ek het toestemming gekry om die getuienis te gee vanmôre. Iemand in ons gemeente verlede week hartaanval gehad. In die hospitaal, 48 jaar oud. In haar doodsondervinding het die hartklop afgegaan na 28. Nou klinies kan niks meer werk. Orgaan gaan afsluit. Suurstof kan nie by die brein uitkom nie, jou hart moet klop.
En dan gebeur 'n wonderlike ding. En hierdie is 'n les wat ek vir julle moet vanmôre baie diep na luister. Oeps, ek moet harder praat, skus. Hulle sê as ek ernstig raak praat ek te sag en dan hoor die ouens by die huis nie, skus. Sy sê terwyl sy in daai doodstryd ingaan, is daar soos 'n groot demoon voor haar. En sy begin hom beklei, maar terwyl sy hom beklei, bel sy my. Pastoor Eben, kom help asseblief. En ek is op die ander kant van die telefoon en ek sê, hallo, ek hoor niks, hallo, kan ek help, is daar iets wat ek kan doen? En al wat uit haar mond uitkom is, jy slaap lekker. Sy sê, maar dis nie die boodskap wat ek vir hom moet gee nie. En in die droom is haar pa ook daar om te hou in die gees, hy is nie in die liggaam nie, ons is in 'n geestelike sfeer, probeer jou iets van die geeswêreld leer, God is gees, jy moet hom in gees en in waarheid aanbid. En terwyl sy hierdie gewellige groot sterk demoon beklei, kan julle verstaan hoe ek sê, oorlogvoering tot jy die dag doodgaan. Ek het dit vanmôre in my eie badkamer gehad. En sy gee die foon vir haar pa, sy sê, pa sê net vir pastoor Eben, hy moet asseblief kom help. En hy vat die foon en hy sê, jy lekker slaap. En ek is op die ander kant, hallo, is daar fout, kan ek kom help? En sy gee die foon naderhand vir 'n klein dogtertjie. Praat van 3 geslagte in die droom. En sy sê vir hom, pastoor, hy moet kom help. En sy is besig om hierdie ding, demoon, in hierdie kas te druk. En sy sê, sy begin hierdie 2 deure toedruk. En die klein dogtertjie sê, hallo, jy slaap lekker. En ek staan aan die ander kant, ek sê, hallo, kan jy my hoor? En die eerste les wat ek uit dit geleer het, slaap jy? Slaap jy? Slaap jy deur hierdie ding? Slaap jy deur wat aan die gebeur is? Slaap jy? En ek kom hier en ek sê vir die Here, nou verstaan ek ook iets, wanneer ek by die Bybel kom, wil stiltyd uithou, is ek altyd moeg. En ek het daai gees onmiddellik moes uitklee. Goed. En uiteindelik het sy hierdie groot sterk demoon in die kas. En daar staan 'n botteltjie, 'n oliebotteltjie, maar hy's droog. En sy vat die botteltjie en sy draai hom om en sy begin hom skud, maar daar kom niks. Maar die geloof, terwyl sy bid, begin sy skud en terwyl sy skud, val daar 'n druppel op die rak, val daar 'n druppel, val daar, in die volgende oomblik, toe kom daar 'n stroom olie uit. Dit het nie gebeur in die 1800s nie, dit het laas maandag gebeur. In die volgende moment, toe gaan daai deur geseël, toe sy toe, met die demoon weg. En sy sê, sy stap af in die huis, die huis beskryf, en sy stap af in die gang, en toe sy in hierdie vertrek kom, ek dink is in die kombuis, toe is daar net demone daar, sy sê, en sy het hierdie rustigheid, hierdie vrede, en sy vat hulle een vir een uit, en hulle almal moet gaan. En God trek haar deur. Daar was 'n vloek, ook op haar lewe. In hulle familielyn het niemand ouer as 50 geword. Sy's 48. En ek sê vir haar, hierdie demoon, hierdie sterk man wat jy in daai kas gekry het, die vloek van daai bloedlyn is gebreek. Want jy het hierdeur gekom en dis jou getuienis waardeur jy God sal verheerlik. Spreuke 31 vers 15. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Nou dis nou die Spreuke 31 vrou. Maar ek wil hê jy moet dit vanmôre 'n bietjie geestelik vat, die bruid. Staan op nog vroeg in die môre, diep in die nag. Kerk, moet ons begin opstaan, en wat het hy gedoen, wat het sy gedoen, haar huisgesin, die bestemde deel, sy het hulle voedsel gegee, sy het hulle toegerus, die kerk is veronderstel
om die liggaam voor te berei, gereed te kry vir die wegraping. Jesus kan nie kom as dit so lyk soos dit lyk nie. Dit is tyd om op te staan as ek en jy onsself in 'n plek van skommeling en onsekerheid bevind. Dan wil ek vir jou vanmôre sê, dink maar aan Paulus daar in Handelinge 27. Paulus gaan deur letterlik hel. Paulus kom dan in Handelinge 27, ek is nou nie seker waar nie, hier by vers 7 aan die 30, sê hy vir die manne, skep moed. En hy breek die brood en hy gee vir hulle, hy sê, eet manne, dat julle kan sterk word. Ouens, ons moet die woord van die Here eet. Ons moet moed skep. Ons moet weet, niks is soos dit lyk nie. Ons is in 'n geweldige geveg. Die duiwel sal alles doen om jou en my te vernietig. En toe ou Paulus daai brood breek op die skip, sê die woord, het hulle almal hulle het moed gekry, hulle het begin eet, hulle het hulle self versterk. Jy kan jou vanmôre net versterk in die woord van die Here. Jy kan jou net versterk in die openbaring wat die Heilige Gees vir jou gee. Ons is geesmens. Verstaan jy iets van die Gees? Ons is geesmens. Hy kom in Romeine 12, vers 1 en 2. Ek vermaan julle. Hoor jy wat sê Paulus? Ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Kyk, dit is jou redelike godsdienst. So hoe kyk jy na jou lyf? En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy kan nie in die vlees bly dink nie, jy kan nie God bedink nie. Die oomblik as jy in hierdie gedagte wêreld bly dink, gaan jy nooit deurbreek in die gees nie, want Paulus sê, bedink die dinge wat in die hemel is, nie wat op die aarde is nie. So jy moet daardie rein tulband van 'n Josua, moet jy God vra, sit vir my die tulband op, Here, sodat ek God kan behaag, sodat ek kan bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op hierdie aarde is nie. Want die duiwel gaan elke dag 'n pyl skiet in jou gedagte wêreld. En as jy nie paraat is nie, as iemand vir jou iets sê, en jy dink net 'n oomblik daaraan, gee ek jou 'n brief. As jy daai gedagte nie onmiddellik bind en bestraf nie, oor 'n halfuur, draai jou hele wêreld oor daai gedagte. Dis hoe die geeswêreld werk. So as daar 'n negatiewe woord kom, gaan jy hierdie woord vat en jy gaan top oor hom. En dan kom jy agter. Wie's nou in beheer? Wat is jou temperament dan? En as jy dit bly doen, het die duiwel ongelooflik hou vas op jou. Alright? Hy gaan na vers 9 toe. Hy sê dat die liefde ongeveins wees, vir afskeid wat sleg is, hang die goeie aan. Vers 10. Wees haatlik teenoor mekaar. Jy leef dit baie keer. Hy sê wees hartlik, nie haatlik nie. Hoe as ek hierdie ou sien, laat ek net wegkom. Ek wil nie weer in daai gesig vaskyk nie. Wat is jou gees wat jy dra? Wat 'n temperament is in beheer van jou lewe? Ek sê vir jou, as jy met daai attitude loop, nog nooit oorwinning gekry. Laat tot die hond bang as jy by die huis kom. Die een moet die ander voorgaan. Hier kom 'n groot ding in eer betoon. Maar ek is belangrik genoeg, gaan terug na Spreuke 30 toe. Jy's besig om te speel op die stoep van narcissisme. Want dit gaan oor jou, gaan net oor jou. Dit het die Satan sy plek in die hemel. Vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees. Dien die Here. Ek sal die Here loof. Vurig, jy lieg man.
Daar's nie 'n vuur wat brand nie. Daar's niks wat brand nie, die ligte is nie eens aan. Julle hoekom? Want ons sit in godsdiens. Het jy geweet dis 'n gees? Het jy geweet dis 'n gees wat God haat? God haat godsdiens. Dis wat Jesus in die kruis het. Godsdiens. Dis 'n wet wat gemaak het dat hulle Jesus verwerp het. Dis godsdiens wat God ongelooflik haat. Dis 'n temperament wat te veel mense nog huisves. O, ek is baie godsdienstig. God sê, o, ek haat jou. Moenie traag wees in jou ywer vir God. Wat jy doen, doen jy vir hom, vir niemand anders. Dit is nie hier om iemand te please. Right. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Hier kom die moeilike een, volhard in die gebed. En ek het al die laaste 2-3 weke baie oor gepraat. Het jy regtig tyd, kan jy 5 minute met God praat? Is daar iets of raak die gesprek droog en weet jy nie meer wat om vir hom te sê nie? Weet jy hoe gaan jy jou beste gebedstyd in jou lewe kry? Gaan sit in sy teenwoordigheid en sê vir hom, praat Here. Praat, u diensknegt luister. Glo jy vir my? As jy hom hoor, as die woord vir jou oopgaan, as die woord geluid word, het gister so, ek was so opgewonde, toe kom sit my boodskap, ek nie 'n boodskap gehad nie, en ek kom sit, ek sê, jou Here, gee my woord, en die volgende oomblik, kom hy, val net in my gees, en ek los alles, daar, ek het in die saal gesit, los alles, en ek kom begin, ek loof en prys die Here, en ek begin hier te kere gaan, en toe gaan ek terug, en toe ek die boodskap vat, toe kom ek. So dankie vir mense wat vir jou bid. Baie belangrik. Volhard in die gebed. Ek sluit af met 'n baie sterk woord in Psalm 63. Ek gaan die Engels lees. Die Afrikaans sê dit vir my baie, eintlik baie oppervlakkig. Hy sê, die Afrikaanse vertaling, Psalm 63 vers 9 sê, my siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. Maar die Engels sê, my soul follows hard after you. Hier gebeur iets met die vleeswêreld. Paulus sê, wat ek wil ek, doen ek nie, wat ek nie wil nie, doen ek. Met ander woorde, nou sê hy, hierdie sielsdimensie. Hy sê, hard jaag ek agter God aan, wat ek soek U wil. Ek wil U wil in my lewe hê, ek wil U deurbraak hê, ek wil U oorwinning hê, ek wil in totale oorwinning, wil ek lewe, so hard. Hy sê, want U regterhand hou my op, U regterhand versterk my. Vanmôre, dis wat God amazing maak. Het ek en jy nog 'n keuse? Jou temperament of God se? As dit God se is, word jy gelei deur die Heilige Gees. Is jou doen en late onder die Heilige Gees. Is jou praat deur die Heilige Gees. Is jou demonstrasie die krag van die Heilige Gees. Is jou woorde wat uit jou mond uitkom van die Heilige Gees. En dan behaag jy God in elke opsig. Smal is die pad na die ewige lewe, min wat ek kry. Stry hard om in te gaan, sê Jesus self. Stry hard. Maar ek en jy het nog vanmôre 'n genade oomblik om te sê, Here, my temperament, my wil, soek dit nie. En dalk het jy 4, 5 van daai goed in jouself geïdentifiseer, as jy eerlik met jouself. Pas op dat jy nie val onder narcisme nie. Want narcisme lyk vir my val saam met Psalm 58. Kan nie bekeer nie. Dawid het deur baie stadiums van hierdie goed gegaan. Elke keer het hy die regte ding gedoen en teruggegaan na God toe. Sê, o Here, vergewe my. Vader, ek kan nie hierdie ding doen sonder U nie. Ek is te swak. Ek kan nie. U moet.
toe sê God, jy's 'n man in my hart. Vanmôre ons die keuse. Ek kan aanhou godsdienst speel, ek kan aanhou kerk speel, of ek kan God vra. Ek soek die Heilige Gees se temperament. En dis nie so quick fix nie. Afgesonder jou binnekamer, opbreek voor God, gaan heil jou stikkend is die moeite werd. Maar ek pleit vanmôre met jou, en ek doen wat Paulus sê, ek vermaan jou. Jy het die waarheid, jy weet wat is die waarheid, as jy voortgaan voete, gaan jy die prys betaal. God gaan vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg. Ja, maar Here, ek het in die naam, ek het in die naam. Ken jou nie. Ek ken jou nie. Nooit, ek ken jou nie. Ja, maar ja, ek ken jou nie. Is dit nie verskriklik? Ek ken jou nie. En jy loop jou hele lewe lank, jy dink, wow, man, ek is 'n smart kind van die Here. Man, weet jy, en God kan hom baie beïndruk wees met my. God kan hom so dankbaar wees met my in sy lewe. Ek ken jou nie. Mag daai woorde nie een van ons tref. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, dankie vanmôre vir die woord. Dankie die woord my leer. U stuur die trooster, hy sal jou lei in die volle waarheid, nie 'n halwe waarheid nie, nie 'n kwart waarheid nie, nie die waarheid wat ek wil en die res wil ek verwerp nie, nee, die volle waarheid. En ek bid vanmôre dat elke een wat hierdie boodskap luister, hulle hart sal oopstel vir die Heilige Gees. Vader, die duiwel kom met 'n baie goeie triek. Hy kom al jare met hierdie ding, hy sê maar, as dit kom by die werking van die Heilige Gees, wanneer daar 'n dooping in die Heilige Gees moet plaasvind, dan sê ons gedagte, en dis die duiwel, weer eens ons temperament, wat so snaakse goed gaan ek nou doen? God is nie 'n snaakse God. God is ernstig. Dan keer hy baie mense die vyand, Here, dat hulle nooit deurbreek in hulle taal nie. Hulle breek net nooit deur nie, want ons wil alles beredeneer. Ons moet soos 'n kind glo, die woord van die Here sê, almal is gevul en almal het in tale gespreek, almal het krag ontvang, almal het wonders gedoen, almal het duiwels uitgedryf. Almal. Ek pleit vanmôre, Heilige Gees, werk in elke kosbare mens se hart, dat hulle die leuen sal weggooi, nie meer sal top nie, nie meer sal koester nie, nie meer sal beredeneer nie, maar dat ons sal verstaan hoe werk die geeswêreld. God is gees, dat u gees inkom, dat u gees beheer neem, dat u Heilige Gees ons leidsman sal wees. Ek pleit vir 'n dringendheid in elkeen se lewe en elkeen se hart. Abba, en ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, mag die Here hierdie woord seën, mag die Here hierdie woord lewendig in jou gees en jou hart. Mag jy gaan soek tot jy vind. Die Bybel sê jy het nie, want jy vra nie. En onthou, dis God se voorwaardes, altyd. Ouers, baie